Die tweede boodskap van die derde dag, van die 8ste maand, 2019, gaan so 'n paar van die boervolkse mense skok. Want hierdie wonderlike boek het baie van die mense misgelees. Daar is nou al verkeerd bewys dat ons moet die groot doop doen. In geval jy in 'n NG Kerk sit en jy word nie groot gedoop nie, vlug uit daai hoerkerk uit, so gou as moontlik. Want hierdie boek sê in Matteus 28, hoe ons gedoop moet word. 28 is die laaste, is toe die seun teruggekeer het. En dit het hy vir ons gesê nadat hy teruggekeer het. En hy met sy disippels gepraat het. Okay, hier is 'n paar plekke hier in hierdie wonderlike boek wat vir ons leer hoe om by die ewige lewe uit te kom. En as jy 'n rasis is, kan jy maar vergeet om die koninkryk binne te gaan. Hoe kan ons die koninkryk binne gaan? Terwyl ons lewe. Simpel, bekeer, keer terug na Vader toe. Hier in Handelinge 10 sê Kepa wat se van Cornelius was. En net gou hierso gaan kyk, maar hy het die droom gekry van hierdie laken wat uit die hemel het neergesak het. En baie mense dink nou, ja, nou moet ons eet wat ons wil eet. Nou is die varkie lekker. Maar wat Vader onrein verklaar het, die voedsel het hy klaar gesê, dit is onrein en dit sal onrein bly. Maar die mense, hier het hy die droom gekry, dat, and now well Kepa doubted in himself what this vision which he had seen should mean. Toe kom die ouens daar by hom aan en hulle sê vir hom, 3 ouens, behold, 3 men seek you. Arise therefore and get you down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Dis die woord wat van die engel afgekom het. Okay, in vers 20. En in vers 26. But Kepa took him up, saying, stand up. I myself also am a man, want hy het op sy knie neergegaan en om te aanbid. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. Nie net die volk, many. And he said unto them, you know how that it is unlawful thing for a man that is a Jehudian to keep company or come unto one of another nation. Daar lê die geheim, dis nie waaroor wat jy eet nie. Pas op, as jy varkvleis eet, gaan jy doodgaan. As jy die onrein goed eet, gaan jy doodgaan. En hulle gaan jou begrawe. Okay? En Cornelius sê in vers 30, 4 days ago I was fasting until this hour. En dis belangrik om tot die 9de uur. Ek lees vir die afgelope paar maande net tussen 9 uur en 10 uur lees ek Bybel. Dis wanneer ek en Vader basies 'n meeting hou. Want jy gaan nie kan hoor wat hy sê as jy hierdie boek oopmaak nie. En as jy gaan luister wat die pastoor vir jou sê, dan gaan jy jou beursie oopmaak en jy gaan hierdie boek toe. Dis nogal eenvoudig. En jy gaan jou beursie oopmaak net sodat hy jou te gronde kan lê as gevolg van die gebrek aan kennis wat jy het. Okay? Daar's baie dominees en pastore wat ook te gronde gegaan het as gevolg van die gebrek aan kennis. Ek glo nie ek gaan doodgaan. Want hierdie wonderlike boek sê ek gaan nie doodgaan nie. Hy sê ek gaan die ewige lewe hê. En as jy glo jy moet eers doodgaan voor jy die ewige lewe wil hê, dink aan die logika agter dit, mense. Daar's geen logika agter dit. Okay. Nou, in vers 34, then Kepa opened his mouth and said, of a truth I perceive that Yah is no respecter of person. So boervolk, hou op dink dat jy gered gaan word en dat jy aangeneem gaan word omdat jy 'n boer is. Dit is nie so nie. But in every nation, vers 35, he that fears him and works righteousness is accepted with him. Daar lê die geheim, dis nie oor wat jy eet nie. Okay? Ons gaan verder. And you anointed Yahushua of Nazareth with the Ruach HaKodesh and with power, who went about doing good
and healing all that were oppressed of the devil. So wie is die oppresser? Die Satan. Hy is hier in hierdie kant. Vader wil graag sy hand uitsteek oor die Jordaanrivier en hy wil jou vat en hy wil jou help, maar jy kies om by die Satan te bly. Jy kies om oppressed te wees. Vader sê, kom deur die Jordaan na die beloofde land toe, maar die mense wil nie luister nie. Ek is free en brave. Luister wat ek vir julle sê. Joe Lawrence van Katoo is die boetie van Yahushua Messiah van Nazareth. Daar's 'n rede hoekom Vader my in Katoo geplaas het. Daar's 'n rede hoekom al hierdie dinge met my gebeur. Daar's 'n rede hoekom ek nie die werkgewer vir wie ek gewerk het, sy naam gaan slaan met 'n plank nie. Daar's dinge wat ek weet wat ek nie deel met die mense nie, want dan het ek my loon weg, wanneer mense my gaan bejammer. Daar is 'n rede hoekom ek nog nie hierdie dokter wat veroorsaak het dat ek mal verklaar is. Dat ek net gego my dokter. Ok, ek moes nou gou vir haar gaan haal het. Dis Lumey mense, dis my klein doktertjie. En vir haar sal ek alles in die lewe doen. Nou, onthou, as Vader roep jou, hy sê, kom na die beloofde land, kom na die beloofde land, toe gaan deur die Jordaan. Van daai kant is die Satan se en hierdie kant is myne. Ek het dit vir hom gegee, en almal wat hom kies, kan maar by hom bly. Almal wat hom kies, kan by hom bly. Wil jy gedoop word? Wil jy deur die Jordaan gaan? Wil jy die ewige lewe hê, of wil jy saam met die ander, die voorvaders wat al reeds nie toegelaat het dat die Gees, en hoor hierso wat sê Handelinge 10 vers 45, and they of the circumcision which believed were astonished. Die boervolk of die mense, nie die boervolk was nie daai te daar gewees nie, maar hulle was verbaas gewees. As many as came with Kippa, because they were astonished because that on the other nations also was poured out the gift of the Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, was vir al die nasies gegee, wat deur die Jordaan beweeg het. So ook wag Vader om vir jou die Heilige Gees te gee wanneer jy deurkom, sodat jy die ewige lewe kan kry. Mense, dit is amazing. En 'n oogwink het alles verander. Ek het gedink hierdie klein dogtertjie gaan nie by ons kom bly nie. Ek het gedink ons gaan haar nooit sien nie. Mense weet, hulle ken my lewe. Daar's 'n rede hoekom Vader vir Joe Lawrence van Katoo hierdie pad laat loop het, dat baie mense kan sien hoe Vader in 'n oogwink alles kan verander. En hy is besig om dit te doen. Luister mense, vrede vir julle. Word gedoop, sodat jy ook die beloofde land kan ingaan. En ontvang Romeine 8 se erfpos.